Voordat ek vandag 'n bietjie woord met jou deel, wil ek net vir Martie Grobler baie geluk sê met haar verjaarsdag. Nou, ek en Martie kom al 'n baie lank pad. Baie jare terug wat ons in Port Nolloth daar saam was in die gemeente. En ja, Martie, ek weet die jaar wat verby was vir jou 'n moeilike jaar. Ek vertrou regtig dat die Here vir jou in die jaar wat voorlê ryklik gaan seën. Ek was nog nie eers 2 jaar in Nieu-Seeland gewees toe tref ontsettende aardbewing Christchurch in die omgewing daar, en dit was op 22 Februarie 2011. Ek onthou nog so goed, ek weet dit was 'n skok eintlik vir die hele land gewees. 185 mense het gesterf daardie dag. Maar wat belangrik is 115 van hulle het gesterf toe een gebou, die CTV gebou in Christchurch, in mekaar gestort het. Met ander woorde, 62% van die lewensverlies daardie dag het plaasgevind omdat een gebou in mekaar gestort het. En daardie lewensverlies was as gevolg van foute met die strukturele integriteit van daardie gebou. Nou, strukturele integriteit het te doen met dinge soos die bouregulasies wat nie streng nagekom is nie, die ontwerp van die gebou wat nie reg was nie, al sulke dinge. So daar's 'n Royal Commission gehou so 2 jaar later, en baie grondig het hulle gaan kyk na die verskillende redes waarom daardie gebou se strukturele integriteit dan nou nie was soos dit moes gewees het nie. En hulle het opgekom met dinge soos, ja, daar was fundamentele foute met die ontwerp van die gebou, en die argitek, die ingenieur wat dit ontwerp het, was nie regtig bevoeg om so 'n gebou te doen nie. En die projekbestuur was baie ingestel daarop om kostes te bespaar, en die boodskap baie duidelik is 185 lewens, of ten minste baie lewens, kon gespaar gewees het as die strukturele integriteit van daardie gebou reg was. Ek wil vandag vir jou sê, daar's 'n ander soort van integriteit wat nog belangriker is. Om die waarheid te sê, as daardie soort integriteit reg is, dan sou al daardie lewensverlies waarskynlik onnodig gewees het, nie gebeur het nie. En ons praat van persoonlike integriteit. Kom ons dink uit gou 'n bietjie wat persoonlike integriteit dan nou eintlik is. Dit is daardie eienskap om eerbaar te wees, eerlik te wees, betroubaar te wees, konsekwent te wees. Konsekwent in hoe jy optree, in wat vir jou belangrik is in die lewe, jou waardes, en om standvastig te wees in terme van jou persoonlike oortuigings. So 'n persoon met persoonlike integriteit is iemand wat kies om die regte ding te doen, selfs wanneer niemand kyk nie. En jy bly getrou aan jou beginsels, maak nie saak wat die druk is of wat die versoeking is om af te wyk daarvan nie. So ons praat van dinge soos eerlikheid, jy praat die waarheid altyd. Jy is konsekwent in jou optrede, jou woorde, jou waarde en jou waardes en jou woorde, die is in lyn met mekaar altyd. Jou verantwoordelikheid, jy neem verantwoordelikheid vir jou keuses en vir die gevolge van jou keuses wat jy maak, altyd. En dan as ons dink aan morele standvastigheid, is jy staan vas by jou oortuigings, veral wanneer dit makliker sou wees om toe te gee aan die druk, om net jou standaarde so 'n bietjie te laat sak. Kom ons by Psalm 15, dan sien ons hoe hoog God persoonlike integriteit aanslaan. So ek gaan vir ons uit die Nuwe Lewende Vertaling lees, Psalm 15, jy is so welkom om saam met my te lees, en kom ons leer by die psalmis van so 3000 jaar terug, waarhede wat vandag nog net so relevant is. So, Psalm 15, is 'n Dawid psalm. Here, wie mag dit waag om in u teenwoordigheid te kom? Wie mag woon op u heilige berg? Kom ons plaas net gou hierdie psalm so 'n bietjie in konteks. Wanneer 'n Israeliet van destyds die heiligdom van die Here wou binne gaan, dan staan daar priesters gereed om te bepaal of hy mag ingaan. Sien, die vraag is, kom jy met die regte offer? Het jy die regte ritueel voltooi sodat jy bevoeg geskik is om in te kom in die teenwoordigheid van die Here?
Maar wanneer Dawid hieraan dink, wanneer hy dink om in te gaan in die teenwoordigheid van die Here, dan gaan dit nie vir hom oor rituele wat hy eers moes gedoen het. Gaan nie oor weet dit wat hy moet saambring nie. Dawid het besonderse geestelike insig en hy besef vir God gaan dit nie so seer oor al die uiterlike dinge nie. Vir God gaan dit oor nie godsdienstigheid nie, maar die soort mens wat jy regtig waar is. Nie die soort mens wat jy voorgee om voor ander te wees nie, maar die soort mens wat jy regtig waar is. Want God kyk na die hart. En dit wat in jou hart leef, wys in hoe jy leef. Kan ek dit gou weer sê? Dit wat in jou hart leef, wys in hoe jy leef. So ware integriteit kom na vore in hoe jy leef. En Dawid kom en dan verduidelik hy vir ons wat is ware integriteit. En ek dink net as elke kind van die Here hierdie kan snap en begin uitleef, kan die wêreld anders wees. Sal ongelowiges na die kerk kyk met verwondering, as ons so kan leef soos die Here graag wil hê ons moet leef. Dawid sê, ware integriteit, vers 2, hy wat onberispelik lewe en doen wat reg is. Persoonlike integriteit in die oë van die Here, 'n onberispelike lewe en jy doen wat die Here wil hê jy moet doen. Dit speel uit op 3 maniere. Dat ons onberispelik sal wees in ons wandel, in ons woorde en ook in ons waardes. In ons wandel, in ons woorde en in ons waardes. Kom ons kyk so 'n bietjie wat dit kan beteken. Ons lees. Hy praat met 'n opregte hart die waarheid. Dis een wat nie sy medemens belaster, hom benadeel of van hom kwaad praat nie. Van die wat aanhou sondig, die verfoei hy. Hulle eer die wat die Here dien en hy hou sy beloftes gestand selfs tot sy nadeel, wat nie geld op rente uitleen nie en nie omkoopgeld teen onskuldiges aanvaar nie. 'n Mens wat so optree, sal vir altyd stewig staan. Kom ons kyk so 'n bietjie na die aspekte wat Dawid hierso uitlig. Onberispelik in jou wandel. Daai die eerste ding wat ons hier lees. Die Nuwe Lewende Vertaling sê hy wat onberispelik lewe en doen wat reg is. Die Afrikaanse vertaling sê hy wat opreg wandel. Wandel is die woord wat die Bybel gebruik vir hoe jy leef en wat geregtigheid doen, wat reg is in die oë van die Here. Die boodskap sê dit ook vir my mooi. Iemand wat so optree dat u heeltemal tevrede is met wat hy doen, ja, hy wat reg doen wat u wil hê. Iemand met integriteit in God se oë is iemand wat daarna streef om God te behaag in alles wat hulle doen. So hulle maandag tot Saterdag lewe verskil nie van Sondag se toewyding aan die Here nie. Nog gelukkig weer is daar mense wat wanneer hulle die kerk instap, het hulle hierdie vroomheid rondom hulle, maar wanneer hulle uitstap, dan sit alles verloor. Maandag en Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag is dit 'n ander mens en dan Sondag is dit weer hierdie vroom gesig wat opgesit word. Vroom mooi gebede, maar weet dit is so dat die manier hoe hulle lewe is nie tot eer van die Here, en dit vee al dat die vroomheid eintlik maar net weg en dit beteken niks nie. Ons leef in 'n wêreld wat druk op ons uitoefen om ons standaarde te verlaag sodat die wêreld nie ongemaklik voel daarmee nie. En Paulus kom in Romeine 12 vers 2 en ek lees weer die Nuwe Lewende Vertaling en dis 'n waarskuwing vir ons. Hy sê moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld. Nie so duidelik nie. Moenie julle lewenswyse, jou lewensstandaard, jou lewenswandel, moet dit nie aanpas by hierdie wêreld nie. Maar laat God julle omvorm, laat God jou verander van binne af deur julle denkpatrone te vernuwe. Dan oor laat God jou manier van dink verander ook oor wat reg en verkeerd is, dan sal julle goed kan onderskei wat hy wil hê julle moet doen, naamlik dit wat werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is. Wat sê ons, daar's druk op ons om in lyn te kom, ons waardes in lyn te bring, ons lewensstandaard, ons lewenswyse in lyn te bring met die wêreld.
'n Engelse vertaling, J.B. Phillips, het dit vir my baie mooi gestel. Hy sê, "Don't let the world squeeze you into its mold." En dis wat die wêreld graag wil doen, om jou vas te druk in 'n vorm wat hulle nie ongemaklik gaan laat voel nie. Daar's baie mense wat voorgee om kinders van die Here te wees, maar die vraag is, leef ons onberispelik in die oë van die Here? En dis wat saak maak, nie mense se opinies nie. Miskien faal ons almal in hierdie opsig, en moet ons na die Here toe kom en sê, Here, vergewe ons waar ons regtig U nie eer, soos wat U verdien om geëer te word. En kom help ons deur die Gees, sodat ons anders gaan begin dink oor wat U wil hê ons moet doen, hoe ons moet leef, en gee ons daardie krag sodat ons dit kan uitleef, dat ons werklik 'n krag in hierdie wêreld tot eer van die Here kan wees. Moenie probeer om mense te beïndruk met die dinge wat die wêreld hoog aanslaan. Jy gaan dit nooit reg kry nie. Moenie agter 'n fasade leef van dinge voorgee nie. Jy weet, leef net jou lewe doodgewoon tot eer van die Here. Doen die beste wat jy kan, vra God se Gees om vir jou te help. Wanneer ons dan nou hoor wat die Here se standaard is, dan help dit nie ons probeer iets voorgee wat nie daar is nie. Kom ons wees net eg voor die Here. Waar ons foute maak, kom ons vra vergifnis. Waar ons sondig, kom ons vra vergifnis. Kom ons leef uit wat die Here graag wil hê ons moet leef. Onthou, in een van die dorpe waar ek bedien het in die verlede, was daar 'n groot huis gewees, en dan het hulle 3 garages gehad. Soort van 'n statussimbool in daardie dorp gewees, as jy meer as 1 garage gehad het. Hierdie een het 3 gehad. Maar in werklikheid het hulle net 1 gehad, want die ander 2 was maar net 'n fasade gewees. As jy deur die deur gegaan het, dan is jy in die agterplas. Daar was niks anders gewees nie. En so is daar baie mense wat probeer om indruk te maak in hierdie wêreld. Hulle probeer die wêreld beïndruk met wêreldse dinge. Jy gaan dit nooit reg kry nie. Ek dink ons moet eerder uitstaan as iemand wat die karakter van Jesus Christus uitleef, en het ons die wysheid en die insig en die genade van die Here nodig om dit te doen. Laat die wêreld eerder sien jy's anders, omdat die liefde van Jesus in jou is, omdat jy met liefde optree, werklik omgee vir ander mense. Dis die eienskappe wat die wêreld baie oor praat en baie min doen, omdat hulle dit nie kan doen nie. Mag die liefde van ons Here Jesus in jou optrede gesien word. Dis 'n ding wat werklik 'n impak op die wêreld kan hê, nie om te probeer om soos die wêreld te wees nie. Ja, mag die Ekskuus, daar nou net iemand probeer om my te bel, so ek moes dit net gou eers afgesit het. Ja, mag die liefde van ons Here Jesus so in jou optrede gesien word, dat mense dit kan raak sien as die standaard van kind van God wees. So die eerste ding wat ek glo die Here vir ons wil sê is, integriteit, persoonlike integriteit beteken om onberispelik te wees in jou wandel. Die tweede ding is om onberispelik te wees in jou woorde. Het jy al opgelet hoe baie die Bybel te sê oor ons woorde? Jy sien, wat in ons hart leef, word geopenbaar deur ons woorde. Luister na wat iemand sê en jy kry 'n goeie idee van wat vir hulle belangrik is. Nou kom Dawid en hy sê hierso, hy wat onberispelik lewe en doen wat reg is, met 'n opregte hart die waarheid praat, wat nie sy medemens belaster, hom benadeel of van hom kwaad praat nie. Baie interessant hoe belangrik Dawid dit wat ons sê, as 'n teken van ons onberispelikheid voor die Here. Wat nie sy medemens belaster, hom benadeel of van hom kwaad praat nie. En ek glo 'n persoon wat loopenskinder van ander mense se verhouding met God is erg vertroebel. As die een teken dat daar fout in 'n persoon se hart is, ek kan nie iemand se hart oordeel nie, maar kan oordeel dit wat ek hoor, wat mense sê. Hoor gou 'n bietjie nou Romeine 1, as ons daarvan in vers 29 tot 31 lees.
Nou dis 'n lys van sondes wat voorkom by mense wat nie die Here dien nie. Hulle lewe word gekenmerk deur elke vorm van ongeregtigheid, boosheid, grypsig, kwaadwilligheid. Hulle is vol jaloesie, moord, twisgierigheid, skelmstreke, slegte bedoelings en skinderpraatjies. Hulle steek kwaad, haat God en is arrogant, hooghartig en verwaand. Hulle is vindingryk om slegte dinge te bedink en ongehoorsaam aan hulle ouers. Jy kan nie met hulle redeneer nie en ook nie op hulle reken nie. Hulle is liefdeloos en sonder ontferming vir ander mense. Midde in daardie kry ons mense wat skinder, wat kwaad praat van ander. God kom en beskou hulle in dieselfde lig. Miskien gaan ons nou nie daarvan hou om geassosieer te word met daardie grove sondes nie, maar wanneer 'n mens loop en skinder, wanneer jy kwaad praat van ander, wanneer jy valse dinge sê of selfs die waarheid oorvertel sonder dat dit nodig is jy eintlik besig om presies op te tree soos iemand wat nie die Here ken nie. So, wat is skinder en kwaad praat? Dan is dit basies om inligting oor met iemand anders te deel wat nie deel van die probleem is en nie deel is van die oplossing nie. Anderswoorde, skinder, jy praat oor iemand anders, dis nie deel van die probleem nie, dis nie deel van die oplossing nie, so waarom praat jy met iemand anders daaroor? Hier's 'n riglyn wat ek vir myself lank terug al gestel het. Ek deel inligting met iemand net as daardie persoon dit moet weet, of as daardie persoon iets aan die probleem kan doen, aan die saak kan doen. As iemand deel is van die probleem, dan weet ek, hulle moet hoor daarvan. As iemand deel is aan die oplossing, dan moet hulle hoor daarvan. Enigiets meer raak skinder en kwaad praat. Dis nie nodig om oor dinge te praat, as dit nie regtig nodig is nie. Jy sien, iemand wat 'n mooi verhouding met die Here het, loop nie en gooi modder om ander mense vuil te smeer nie. Miskien is die inligting wat jy oor iemand gekry het waar. Beteken nie dis nodig om dit met iemand anders te deel nie. Dis vir my die probleem met sosiale media ook vandag. Weet, dis so maklik om met die druk van 'n knoppie iets die wêreld in te stuur, maar hoekom wil jy dit doen? Hoekom is dit nodig dat inligting wat jy gekry het wat nie mooi is oor iemand met die wêreld gedeel moet word? Die enigste wat ons moet besef is, skinder maak jou die duiwel se handlanger. Nou die woord duiwel in Grieks, die taal waarin die Nuwe Testament geskryf is, beteken letterlik kwaadspreker, lasteraar. So wanneer jy besig is om kwaad te praat oor iemand anders, dan is jy die duiwel se handlanger. In 2 Korintiërs 2 vers 11 sê ons is nie onbekend met die duiwel se planne nie. Jy sien, die duiwel self munt uit in skinder en kwaad praat, om mense te beledig, slegte dinge oor hulle te versprei. Maar daardie gedrag pas nie by 'n kind van God nie. Waarom vertel mense vir ander mense dinge wat hulle uitgevind het, wat daardie persoon in 'n slegte lig stel? Hoe sal ek weet? Wat ek wel vra is, waarom luister jy? Vind jy dit interessant om te luister na iemand anders se sonde, iemand anders se verleentheid? Dan wil ek sê, nee, stop net so 'n bietjie. Mense se sonde, mense se verleentheid is nie vermaak nie. Dis hartverskeurend. Dis hoe dit moet wees. Dis asof dit so 'n spesiale stuk inligting is dat jy dit nie net so ligtelik kan hanteer nie. Hanteer dit met die grootste respek. Hanteer mense met die grootste respek. Ook as hulle nie daar is nie, ook agter hulle rug. Onthou wat ek verlede keer gesê het ook. Jy weet, as iemand na my toe kom het jy gehoor wat daardie persoon gesê het oor jou? En dan my antwoord sal eerder wees, ek wil nie hoor wat daardie persoon van my gesê het nie, ek wil hoor wat het jy gesê om my te verdedig. Jy weet, en dis genoeg gewoonlik om daardie skindery onmiddellik stop te sit. Ek dink nie ons het al regtig verstaan wat 'n skade aangerig word wanneer mense besig is om dinge agter mense se rug van hulle te sê nie.
veral as hulle nie hulle self kan verdedig nie. Weet, daar's hoeveel huwelike wat verwoes is en gesinne wat uitmekaar geskeur is, gemeentes in die werk van die Here wat benadeel is, groot skade gelei het, werksplekke wat onhoudbaar geraak het, gemeenskappe wat verdeel is, net omdat mense dinge van mekaar gesê het wat hulle nie nodig gehad het om te sê nie. Baie duidelik, as die Here praat van onberisplikheid, dan praat hy van onberispelik wees ook in ons woorde. In die eerste plek in ons wandel en hoe ons leef, tweede plek in ons woorde en wat ons sê. En dan die derde een wat ons in hierdie Psalm sien, is onberispelik in ons waardes, in wat vir ons belangrik is in die lewe. Onthou ek 'n paar jaar gelede ontvang ek 'n brief uit Spanje. Dit is baie offisieel in voorkoms, dis sulke dik, duursame, geel papier, is getik en is geadresseer aan my persoonlik. En dis van 'n prokureur met 'n besigheidsvoorstel. Nou, hy sê sy kliënt het 'n groot erfenis nagelaat en die kliënt het geen erfgename nie. Natuurlik nou moet hulle die boedel versprei en hy wil weet of ek hom kan help hiermee. So hy wil my die begunstigde maak van hierdie kliënt wat oorlede is. En ek het nie verder op ingegaan wat hy nou van my sou verwag het nie. Maar dan het hy die vermetelheid om te skryf. But if this business proposal offends your moral ethics. Wat sê hy daardeur? If this business proposal offends your moral ethics. Hy sê eintlik, hoor jy, wat ons gaan doen is oneties, is waarskynlik onwettig ook, hy's besig met een of ander bedrogspel en hy wil my betrek daarbey. En ja, miskien sou daar vir my finansiële voordeel ingewees het, waarskynlik nie, maar ek dink 'n mens is dom as jy enigstens so 'n brief sou eers beantwoord. Maar dit hang af wat 'n mens se waardesisteem is, nee. Is jy bereid om jou standaarde te laat sak ter wille van die voordeel wat jy uit iets kan kry, al is dit dan nou oneties, al is dit immoreel, al is dit verkeerd vir die Here. Jou wandel en jou woorde, ons sien hoe belangrik dit is, nee, maar dit hang af van watter beginsels hier in jou hart leef en wat vir jou so belangrik is dat jy jou lewe sal inrig daarvolgens. Ek wil 'n bietjie gesels oor wie jou rolmodelle is in die lewe, want iemand wat eerbaar is, iemand wat met integriteit leef, kies hulle rolmodelle wat werklik waar eerbaar is ook, mense van integriteit. En so kom Dawid en hy sê, weet, die persoon met integriteit, die wat aanhou sondig, die verfoei hy. Hy het nie hierdie agting, hierdie eerbied, hierdie respek vir iemand wat in sonde leef nie. Hy sê, die wat die Here dien, hulle word geëer. Iemand wat 'n persoon van integriteit is, kies die persoon na wie hy opkyk. Hy kyk nie op na die persoon wat doelbewus in lynreg stryd is met die woord van die Here nie. Hy kies iemand wat 'n mooi lewe lei ooreenkomstig God se woord. En ek dink is die fout van die tyd waarin ons leef. Ons leef waar en kinders van die Here val hierin ook baie keer. Ons leef in 'n wêreld wat mense hoog aanslaan ten spyte die feit dat hulle in sonde leef, openlik. Dis die karakters van kleins af, van 'n baie jong ouderdom begin mense om iemand te vereer en weet as ons dit goed praat, dan is ons eintlik besig om die immorele lewe ook goed te praat. Wie is die karakters wat op die einde verheerlik word? Daar's mense wie se leefstyl en woorde en waardes in lyn is met God se woord. Hulle behoort die rolmodelle vir ons en vir ons kinders te wees. Jy sien, jy kies die rolmodelle wat jy kies om te volg. En jy is besig om in te bou in jou kinders die rolmodelle wat hulle gaan volg. Kies mense wat onberispelike waardes nastreef. Dis wat belangrik is. Kom ek vra jou, wie volg jou op sosiale media? Is jy so behep met sekere mense, maar as jy gaan kyk na hulle lewe, dan is dit so ver van wat die woord van die Here vir ons sê, van iemand wat die Here vereer.
is dit die mense wat ons volg en wat vir ons belangrik is, as ware elke ding wat hulle doen, die eet ons op. Dit hoort nie so nie. Ons moet versigtig wees in wie ons inlaat in ons harte as ware. Dink is tyd dat ons mense eerste plaas wat God eerste plaas. Hulle moet ons rolmodelle wees, eerder as mense wat 'n bespotting maak van die Here. Iemand wat 'n persoon van integriteit is eerbaar ook as dit kom by hulle woord, by hulle beloftes. Nou lees ons hierso wat Dawid sê, is iemand wat sy beloftes gestand doen, selfs tot sy nadeel. Jou Afrikaanse vertaling sê, het hy gesweer tot sy skade, hy verander nie. As jy ooreengekom het met iemand oor iets, dan hou jy daarby. Ook as dit jou nie meer pas nie, ook as dit finansiële verlies vir jou sou beteken. Jou eerbaarheid, jou woord is belangriker as die geld wat jy daaruit sou kry. Jy kan eerder eerbaar wees en die Here kan vir jou seën, of jy kies om oneerbaar te wees, maar jy kan nie die seën van die Here op jou lewe, op jou besigheid verwag nie. Dit bring ons by integriteit in terme van hoe ons met ons geldsake omgaan. En Dawid kom in lig haar vers 5 uit, hy sê wat nie geld op rente uitleen nie. Nou moet ons ook hierdie weer in die ou Israelitiese konteks verstaan. 'n Israeliet mag nie rente gevra het wanneer hy geld leen aan sy mede-Israeliet nie. Die beginsel was baie duidelik dat jy jou geld aanwend om mense te help, nie om jouself te verryk uit hulle teëspoed nie. En ek dink daardie beginsel, daardie boodskap in die Bybel is baie duidelik dat God omgee vir die mens in nood, vir die mens wat swaar kry. En hy gebruik sy kinders om ander mense te help wat swaar kry. Maar dit is so belangrik dat ons harte teenoor geld reg sal wees, anders mis ons dit. Anders is dit wat ons kan maak, ons eie finansiële voorspoed, so belangrik vir ons, dat ons nooit dit uitleef, of baie selde uitleef teenoor mense, wat regtig waar ons finansiële hulp nodig het, ons praktiese hulp nodig het nie. Nou, wat gaan aan, hy sê, wat nie omkoopgeld teen onskuldiges aanvaar nie. Baie eenvoudig, omkoopgeld is bedoel om, weet daardie persoon wat jou omkoop, om hom te bevoordeel, ten koste van iemand anders. Jy word omgekoop, jy word beweeg, sodat jy dinge sal sien vanuit die persoon wat vir jou geld gee, se oogpunt. Met ander woorde, jy's nie onbevooroordeeld nie, jy's besig om daardie persoon wat jou bevoordeel, weer te bevoordeel. Laat jou dinge anders sien as wat God dit sien. Baie eenvoudig, weet jou geldsake verraai meer oor jou hart. Jou geldsake verraai baie meer oor jou verhouding met die Here, as wat jy ooit sal besef. En dis wat Dawid hier so duidelik vir ons kom sê, jy weet, iemand met integriteit is iemand wat eerbaar is in hoe hulle met hulle geldsake omgaan. En mense sien, weet hoe prakties die woord van die Here is, hoe verrykend dit is, en regtige mens dwing tot op hierdie punt waar mens moet besin oor hoe ek leef, hoe ek praat, wat ek doen, wat vir my belangrik is. Ek het hierdie baie interessante storie al 'n hele paar jaar terug gelees, maar ek wil dit graag met jou deel vandag. Han van Meegeren was 'n Nederlandse skilder wat tydens die Tweede Wêreldoorlog miljoene dollar wins gemaak het deur sy eie skilderye te verkoop, asof dit die oorspronklike werk was van 'n baie befaamde Nederlandse skilder uit die 17de eeu met die naam van Jan Vermeer. En hy skilder hierdie werke, gee voor dis Jan Vermeer sinne en verkoop dit ten duurste. Vermeer het nooit 'n skildery met 'n godsdienstige tema gemaak, nooit. Maar Han van Meegeren begin die een na die ander skildery van Bybelse karakters voortbring. En elkeen dan is 'n kunswerk van Jan Vermeer, en dis hoe hy dit bemark.
Hulle het net nou onlangs eers ontdek, dit was nou die storie gewees. En hy draai al wat kunstkenner is 'n rad voor die oë. So byvoorbeeld, hy skilder, daar is Christus by Emmaus, waar Jesus aan sy disippels verskyn na sy opstanding. Maar die een waarop hy persoonlik die trotste was die vrou wat in egbreek betrap is. En hy verkoop hierdie skildery aan Hermann Göring. Nou, naas Hitler was hy die magtigste nazi gewees. So wat gebeur het toe nou na die oorlog? Wil die owerhede die skilderye wat die nazi's bekom het nou terugbesorg aan hulle oorspronklike eienaars. En Hans van Meegeren se adres, die kunsgalery se adres is agter hierdie die vrou wat in egbreek betrap is. En hulle kom na hom en hulle wil weet waar hy daardie skildery gekry het, sodat hulle dit kan terugbesorg aan die oorspronklike persoon. En nou het hy 'n probleem, want hoe maak hy nou? En hy weier om te sê, of hy kan nie sê nie. En wat hulle doen, wat die owerhede doen, hulle arresteer hom en kla hom aan van hoogverraad, want hy het dit wat histories erfenis was van Nederland aan die Duitsers verkoop. En die straf vir die hoogverraad was doodsvonnis gewees. Nou sit hy in die dilemma, en hy het nie 'n ander keuse as om vir hulle die waarheid te vertel en te sê, maar eintlik het ek al hierdie dinge self gedoen, ek het dit vervals, en hulle wou hom nie glo nie. Die enigste manier hoe hy hulle kon oortuig, was om voor hulle 'n vervalsing te skilder en te maak asof dit dan nou Jan Vermeer se werk is. Nou wat interessant is Van Meegeren ken sy Bybel goed genoeg om hierdie Bybelse tonele uit te beeld. Maar dit maak hom nie eerbaar nie, nee. Jy sien, jou kennis van die woord beteken nie noodwendig dat jy onberispelik gaan leef nie. Dis waar 'n persoonlike bekering, 'n persoonlike geloof in Jesus Christus en jouself as sondaar voor die Here so nodig is, waar jy na die Here toe kom en jou sonde bely voor die Here, die wonder van wedergeboorte, 'n nuwe lewe van binne af ervaar. Jy moet daardie persoonlike ervarings waar die Gees van die Here jou verander. Jy kan soos Van Meegeren baie mense bedrieg met jou mooi voorgee lewe, jy weet, jou mooi woorde, jou kamstige eerbare waardes. Maar kom 'n dag wat jy jou vasloop in die gereg, as dit nie in hierdie wêreld is nie, dan gaan jy in hiernamaals voor God, die hoogste gesag, self rekenskap moet gee oor jou onreg, oor die onreg in jou lewe. Die feit dat jy die hoogste sport in die lewe bereik het, mense se agting gehad het, 'n finansiële reus geword het, dat mense jou verafgod het, dat jou naam op almal se lippe was, al daardie dinge wat vir hierdie wêreld belangrik is, gaan daardie dag niks tel wanneer jy voor God kom staan en rekenskap gee van jou lewe. Al wat saak maak, en jy weet, dis die eintlike ding wat belangrik is vandag. Al wat saak maak is wat God sien in jou lewe, want dis wat gaan saak maak in die ewigheid. Gaan jy voor die Here staan as iemand wie se sonde weggewas is deur die bloed van Jesus, iemand wat vergewe is deur die Here? Gaan jy daardie krag van 'n rein skoon gewete voor die Here hê op grond van die bloed van Jesus wat vir jou gesterf het? Of gaan jy skuldig staan voor die Here? Jou skoon gewete wat jy het, dat jy na die Here toe gekom het en dat jy in eerbaarheid voor die Here geleef het, let wel, nie sondeloosheid nie, maar in eerbaarheid voor die Here geleef het. Dis wat vir jou hierdie vrymoedigheid gee voor die Here en ook voor ander mense. Ons het net gepraat van die strukturele integriteit van die CTV gebou daar in Christchurch destyds. Dit het met die ondersoek aan die lig gekom dat die gebou se swakhede jare voor die aardbewing baie duidelik was al, maar mense het gekies om dit te ignoreer. Die vraag wat elkeen van ons moet vra, wat is daar in my lewe wat getuig van 'n gebrek aan persoonlike integriteit en ek's besig om dit te ignoreer? So kom ons dink gou net weer oor wat is ware integriteit, nee, eerlikheid, jy praat altyd die waarheid. Ja, die konsekwentheid, jou woorde en jou ware is in lyn met die woord
of in lyn met mekaar. Jou verantwoordelikheid wat jy aanvaar, jy neem verantwoordelikheid vir die keuses en die gevolge daarvan, altyd. Jou morele standvastigheid, jy weet, jy staan vas in jou oortuigings, veral wanneer dit makliker sou wees om toe te gee aan die druk om jou standaarde te verlaag. Dis wat persoonlike integriteit is. My vraag is aan myself en aan jou is wat sien God in jou lewe raak, wat niemand anders dalk raak sien nie. Nou ons kry in Psalm 15 die standaard wat God stel vir sy kinders. Ja, dis geklee in Ou Testamentiese terme. Ons het nie meer nodig om na die heiligdom te gaan om God se teenwoordigheid te aanvaar nie. As kinders van die Here leef die Gees van die Here binne in ons. Ons het sy teenwoordigheid elke oomblik in ons lewe. Kom ek vra vir jou, as dit so belangrik was om in die teenwoordigheid van die Here te kom as 'n onberispelike persoon, soos Dawid vir ons so duidelik hier sê, hoeveel belangriker is dit vir ons wat die Gees van die Here in ons harte het, om onberispelik voor die Here in sy teenwoordigheid hier en nou te leef. Kan ek vir jou vra, wat is die Heilige Gees besig om vir jou te sê? Wat is daar wat die Heilige Gees hier in jou hart vir jou onrustig maak oor wat jy weet, maar hierdie is areas wat in my lewe nie reg is en wat moet regkom. Paulus verklaar Handelinge 24 vers 16, daarom oefen ek my ook om altyd voor God en die mense 'n rein gewete te hê. Hy sê net nooit verkeerd opgetree nie, nee. Hy sê net ek oefen my, ek maak dit 'n saak van erns om 'n man van integriteit te wees, om onberispelik in God se oë te wees, om onberispelik in mense se oë te wees, in terme van dit wat belangrik is. Miskien voel jy, ek skiet so ver te kort as dit by hierdie dinge kom. Goeie nuus is, daar's genade te kry by die Here Jesus, daar's genade vir vergifnis vir jou sonde, daar's genade om die krag van God se Gees te beleef in jou lewe, sodat jy kan leef tot eer van die Here. Nie dat hierdie woord jou moedeloosheid laat sak nie, dan is jy eintlik alweer besig om te luister na die duiwel wat vir jou vertel hoe sleg jy is. Laat toe dat God se Gees hier binne in jou kom nuut maak, maar dit begin by daardie besluit om te sê, ek oefen my, ek maak 'n besluit en ek gaan doelbewus leef tot eer van die Here. Ek wy my om so tot eer van die Here te leef, om eerbaar te wees, om 'n persoon van integriteit te wees. Toe kom ek bid en ek vra dat die Here vir ons help. So in hierdie oomblikke kom ons Here en ons kom vra dat U deur die Gees vir ons sal help om persone van integriteit te wees, eerbaar voor U, eerbaar voor mense. Here, dankie vir die vergifnis van ons sonde, waar ons U teleurstel, waar ons tekort skiet. Kom help ons, vergewe ons en deur die Gees, Here, kom werk so in ons, dat ons sal leef tot U eer elke dag. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy geluister het. Onthou, ons het ons YouTube kanaal Hoop Nogtans en elke week se boodskap word daar geplaas. Nie onmiddellik nie, maar dit sal daar beskikbaar wees. Jy is so welkom om daar te kyk. Baie dankie. Mag die Here vir jou 'n wonderlike week gee.